vliegtuig Palestynse vlugtelinge wat in Suid-Afrika geland het, word ondersoek en solidariteit moet sy banier by die Johannesburgse metro terugkry. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel. Die Suid-Afrikaanse regering en intelligensiedienste het 'n ondersoek van stapel laat loop na die omstandighede rondom die aankoms van 153 Palestynse vlugtelinge verlede week te midde van toenemende kommer dat die reis deur 'n duistere organisasie Al-Marj Europe gereël is. Daar word geglo dat dit deel van 'n stelselmatige veldtog van gedwonge migrasie is. Die aankoms het die kolle geplaas op 'n beweerde netwerk wat Palestynë uit Gaza na internasionale bestemmings neem. Die lugredery Global Airways sê dit was nie 'n geïsoleerde voorval nie, aangesien hulle op 28 Oktober Palestynë vanaf Nairobi, Kenia vervoer het, wat ongehinder toegelaat is om Suid-Afrika binne te gaan onder die 90 dae visumvrystelling. Die stigter van Gift of the Givers, Dr. Imtiaz Sooliman, het dit bevestig en beweer dat 'n vorige vliegtuig meer as 170 Palestynë aan boord gehad het. Die regering van Eswatini het bevestig dat hy meer as 5 miljoen Amerikaanse dollar van die VSA ontvang het om dosyne mense wat uit die land gedeporteer is in te neem. Die klein landjie het 15 maande ingeneem sedert die VSA-president Donald Trump geheimsinnige ooreenkomste met ten minste 5 Afrika-lande bereik het om migrante onder 'n derde wêreldse deportasieprogram te aanvaar. Sommige van die mans is op aanklag van misdade soos kinderverkrachting en moord veroordeel. Die stap word wyd deur menseregte groepe veroordeel. Die Johannesburgse metro gaan die vakbond Solidariteit se 70 meter lange banier kosteloos teruggee. Dit volg op 'n skikkingsooreenkoms wat 'n bevel van die hof gemaak is. Die vakbond handel ook 'n ooreenkoms met die advertensiemaatskappy af om die geld wat vir die advertensieruimte betaal is terug te gee. Die banier met die woorde "Welcome to the most race-regulated country in the world" is onlangs van 'n muur langs die M1 hoofweg tussen Smitstraat en Empire weg in Johannesburg verwyder. Solidariteit het in die tussentyd nog 1830 reklameborde met dieselfde boodskap in Johannesburg opgerig. Die voormalige minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, is vanoggend in die Palm Reach Landdroshof in Johannesburg van korrupsie aangekla. Die saak hou verband met die omstrede Transnet lokomotiefooreenkoms ter waarde van miljarde rande. Die voormalige hoofde van Transnet, Brian Molefe, Siyabonga Gama, Anosh Singh en die ingenieur Tamsanqa Giyani staan saam met Gigaba tereg op aanklagte van korrupsie. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre aand weer so.